Goeiemôre, ek is Nadine Vosloo en baie welkom by vandag se kreatiewe sessie. Nou ons almal, glo dit of nie, is blootgestel aan die drukke en die stote van die lewe. En partykeer veg ons so hard teen dit wat ons ervaar, maar soms moet jy net laat gaan en weet dat op die einde alles met 'n goeie doel meewerk. Vandag gaan ons kreatiewe sessie gepaard gaan met airdrying klei. Nou soos julle kan sien, het ek al baie hard aan hierdie ene gewerk. En ek gaan jou inspireer om skepend en kreatief te wees. Nou die waarde van kreatiwiteit is meer as wat ons besef. Nie net alleen help dit ons om beter probleemoplossingstegnieke te bemeester nie, maar dit gee ons ook 'n positiewe uitkyk op die lewe. Selfs vanoggend in die verkeer moet jy kreatief kan dink om bane te ruil en om moontlike stampe en stote mis te loop. Nou kom ons kyk hoe ons met drukke en stote kreatief kan wees. Ons het ons airdry klei, ons het sommer 'n inkroller en ons rol ons klei plat as dit wil saamwerk. Nou die dikte maak nie juist saak vir hierdie proses waarmee ons besig is nie. Die belangrikste is om die proses te vertrou. Selfs diamante en edelgesteentes moet deur baie druk gaan om op die einde van die dag waardevol te kan wees. En dit gee ons karakter. Nou om karakter op my airdry klei aan te wend, gebruik ek 'n stensel, my inkroller, en ek maak seker dat die stukkie klei wat ek uitrol min of meer egalig is. Nou hierdie gee net ekstra karakter en patroon op my oppervlak. Nou wanneer ek dit afhaal, kan daar 'n paar goed met die klei gebeur. Jy kan met 'n koekiedrukker vir jou coastertjies uitdruk, maar vanoggend gaan ek iets anders doen. Goed, so ons het 'n koekiedrukker. Op my klei is daar 'n pragtige patroon en wat ek doen is ek druk, verwyder die oortollige klei en ek haal dit net van my werksoppervlak af sodat ek weet wanneer ek die volgende stap gaan aanwend dat dit mooi gaan uitwerk. So kan jy sien hoe mooi dit lyk op hierdie oppervlak. As hy so droog word, het jy 'n coaster wat jy kan gebruik om jou bekers en glase op te plaas, maar ons gaan iets anders doen. Ek gebruik die agterkant van 'n verfkwas en ek maak gaatjies in my ligdroog klei. Jy kan ook 'n strooitjie gebruik, dit sal net so goed werk. En ek beweeg dit net sodat daar 'n mooi sirkelpatroon in my klei gemaak word. Enige stenselpatroon kan gebruik word. So ek het 'n hele paar gaatjies in my klei. Dit gaan later duidelik word waarvoor dit gebruik word. Alles werk uit. Goed, so daar is nou my sirkeltjie wat met die koekiedrukker gemaak is met addisionele sirkels in my klein pragtige patroon op. Dit moet nou droog word, maar in 'n kolwyntjiepan of muffinpan. So ek plaas dit nou daarin sodat hy effe van 'n ronding maak. En dit is hoe hy droog word. Wanneer hy droog is dit dan hoe hy lyk. Nou kan jy besluit watse kleur jy dit wil verf. Ek gebruik Rose Bisque van die Olympic Paints reeks. En sonder 'n onderlaag verf ek dit bo op my airdry klei. Belangrik, eers wanneer dit droog is. Kleur is 'n persoonlike keuse. Ons almal is verskillend en dis wat die lewe interessant en lekker maak. So embrace die feit dat jy nie noodwendig in 'n vorm pas nie en dat jy anders is. Plaas dit lekker mooi, egalig op my oppervlak en jy kan ook die onderkant verf, doen wat jou gelukkig maak. En dan kan jy dit bo op 'n glasfles plaas. Belangrik is dat jy net vooraf bepaal dat die sirkel mooi op die fles gaan pas
En wat ek nou doen is, ek rangskik my blommerangskikking binne in hierdie vorm wat ek pas gemaak het. So jy het minder plante nodig, blomme nodig, en jy kan mooi bepaal dat alles lê soos wat jy dit graag wil laat lê. Wanneer jy weer beheer oor jou lewe het, wanneer daai stampe en stote en drukke plaasgevind het, dan maak jy seker dat jy vir jou lewe betekenis gee. En dat jy dit wat om jou is, mooi maak en organiseer. En jy maak dit nou vol soos wat jy dit graag wil hê. En daar het jy 'n pragtige oplossing om dinge in jou lewe te herrangskik. Maak nie saak wanneer daai drukke en stote gebeur nie. Weet net dat jy nie alleen is nie. En aan die einde van die dag sal alles goed meewerk. You've got this. Julle sal onthou dat ons verlede week 'n bietjie met Jean Boucher gesels het oor die komende vuur en vlam plaaskuier wat in Bloemfontein gaan plaasvind. Nou ja, nog iemand het hand opgesteek en gesê, luister, ek wil ook deel wat julle te wagte kan wees. Kom ons luister. Goeiemôre Pieter, dit is Ry Kleinhans hierso. Nou ek het gehoor jy het met Jean Boucher gesels oor die vuur en vlam plaaskuier die 18de Julie. En ek is baie opgewonde om julle te laat weet. Ek gaan ook daar wees. Ek sien vrek baie uit. Ons gaan lekker die bokke ondersteun en dan daarna gaan ons 'n groot plaas sokkie hou en natuurlik is John Boucher en Tashay ook daar. Nou ek weet die mense is bietjie op hulle senuwees altyd om te bestuur, veral as die bokke speel. Nou jy sal nie glo nie, die Cheetahs het hulle hand opgesteek en gesê, hoorie, ons stel ons toerbus beskikbaar vir julle om die mense aan te ry na Middelwater Geelklip toe. So baie dankie Cheetahs, die mense het nou nie meer 'n verskoning nie. Ons wil almal daarso sien die 18de Julie by Middelwater Geelklip. Bring jou bokkie, ons gaan sokkie. Ons sien jou daar. Cheers.